Goed so, goeiemôre en baie welkom hier by die Plaaskerk. Is baie lekker om julle te sien. Ons sukkel vanmôre om die dinge so 'n bietjie by mekaar te kry. Ons is 'n bietjie laat, jammer daaroor. Regtig lekker om 'n opgewondenheid hier in die kerk te sien en laat ons kom met 'n afwagting vir 'n boodskap dat ons kan tyd met die Here spandeer. Weer eens, wat 'n voorreg is dit om hier te wees. Ons is almal geseënd en gesond dat ons kan rondbeweeg en dat ons hier kan wees. Wat 'n voorreg is dit nie om die Here te kan dien so openlik soos wat ons dit kan doen nie. Net 'n paar afkondigings vandag. Abraham doen vir ons die diens. Die skriflesing kom uit 2 Konings uit, 14 tot 19. En dan mense wat siek is, Gerda is nog by die hospis. Ons bid net daar dat sy nie enige pyn het nie en dat sy net gemaklik is daar waar sy nou is. Dan my ma het die Wagenaar, tannie Ina van Niekerk. Tannie Ina is weer terug in die hospitaal. Nog steeds vir Pina dat ons vir hom aanhou bid vir volkome herstel. Rachel Menenti is ook in die hospitaal. Ons vra dat julle haar net ook in julle gedagtes sal opdra, so ook Jean-Marie. En tannie Alice, Lorraine en dan ook Marie Skutte. Ons vra asseblief, draai die mense in julle stilte tyd op in julle gebede. Ons glo dat daar krag in gebed is en genesing in gebed is. So daarom vra ons julle om dan ook daar te bid. Dan verjaarsdag hierdie week, Alwyn de Pre is die 12de Januarie. En dan oom Sarel, die 9de Junie, word oom Sarel 88. En dan Alwyn verjaar die 12de Junie, nie Januarie nie. Adrian die 13de Junie, Adrian is hier somewhere. Geluk met jou verjaarsdag Adrian en dan Tannie Marie, dit was seker tannie se beste 52 jaar. Geluk met tannie se huweliksherdenking, maar ons hoop pas nog vele meer en is regtig 'n voorreg om iemand wat 52 jaar getroud is in jou midde te hê. Dan hierdie week se aktiwiteite bly soos normaal. Dinsdag aand se groepie. Waar gaan hy wees? Buite in Christinale. Goed. So ons sal die adres net deel, maar dit is net so bokant Abraham, hulle se huis daar in Jordaanstraat buite in Christinale. Woensdag aand 7:00 hier op die plaas. Manne bid uur 7:00 by Abraham, hulle Vrydagoggend. En dan Sondag oggend sien ons julle weer hier, dan vanaand is ons in die dorp by die Plaaskerk. Sunfield bediening die volgende een, 12de Junie, praat met Jason as julle daar wil betrokke raak. Daar gebeur regtig groot goed by Sunfield op die oomblik, mense wat betrokke raak met aktiwiteite, soos wat ek hoor wat die mense van praat, met goed wat reggemaak word, landboutunnels wat opgesit word. Gaan maak 'n draai, gaan kuier 'n bietjie vir daai mense, dit is regtig 'n seëning. Ja, dit is ons afkondigings vir die dag. Ons vra dat ons net ons oë toe maak, kan begin met 'n gebed. Ons grote God, Hemelse Vader, Papa Vader, baie dankie. Baie dankie dat ons hier by mekaar kan kom, Heer. Baie dankie dat dit met ons goed gaan. Dankie dat ons kan wakker word vanoggend. Dat ons hier is om U naam te prys en U naam groot te maak, Heer. Ons vra dat U Abraham se boodskap sal seën en dat U Abraham sal gebruik as 'n spreekbuis om die boodskap ook so vir ons te gee en dat ons dan so kan huis toe gaan en dat ons lig kan laat skyn in 'n donker wêreld, Heer, dat ons die naam kan verheerlik, U naam kan groot maak en dat ons net die evangelie kan uitbrei. Ons vra dat U ons gesprekke ook dan Jesus sal seën. En ons bid dit in Jesus Christus naam alleen. Amen. Goed, dan kan ons staan en kan ons 'n paar liedjies sing.
Kinderkerke maar vandag. Asse en dankie vir die musiekspan. Julle sing so lekker saam wat ons die Here se naam so groot kan maak vanmôre. Daar in die tweede liedjie wat ons gesing het, as ons daar by daai deel kom en sê ek wil die Here loof met my hele hart. En moet dit nie elkeen van ons se begeerte in hierdie lewe wees, se lewensuitkyk wees nie. Dat elke dag as ek opstaan, dit moet wees hoe ek moet leef, dat ek die Here wil loof met my hele hart, met alles in my. Want ja, elke dag leef ons so bevoorreg, dat ons kinders van God mag wees, dat hy by ons is, dat hy ons dra. En daarom mag dit wees dat elkeen vanmôre ook, waar ons stil word hier rondom God se woord, iets sal beleef van daardie wonderlike voorreg wat dit is om kind van God te wees. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie geleentheid wat ons het om vanmôre weer hier saam voor U stil te mag word. En Here, mag U vanmôre met elkeen spreek, Here. Mag U vir elkeen 'n hart gee wat ontvanklik is vir die woord. Ja, Here, dat ons nie net die woord sal hoor nie, maar dat ons dit wat ons vanmôre sal hoor, hierdie gedeelte wat ons sal lees, dat dit werklik met ons harte sal spreek. Here, en as dit nodig is dat ons na ons eie lewens moet kyk, dat ons dit ook sal doen, omdat ons waarlik daardie begeerte het om na U te leef, om U nabyheid te beleef, om elke dag so te mag leef in daardie volheid, met die wete God het my lief. Ja, ek is nooit alleen nie. En daarom is my gebed vanmôre, Here, dat U sal gee dat hierdie woord elkeen opnuut sal aanraak en opnuut sal gee, dat ons net in volheid vir U wil leef. En ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Daar is min dinge in die lewe wat ek dink so tragies is, soos hierdie woord amper. Want as mens so daarna kyk en jy sê, ek het amper geslaag, ek het amper herstel, iets waarmee ek besig was wat ek aangepak het, het ek amper klaar gemaak. Ek het amper daardie geleentheid wat op my pad gekom het aangegryp. Ek het amper my doel bereik. En wanneer ons so terugkyk op ons lewens, dink ek baie keer, is dit nie die mislukkings in ons lewe wat die meeste pyn veroorsaak het nie. Ek dink baie keer is dit daardie geleenthede wat ons gehad het, maar waar ons daardie geleenthede nie ten volle benut het nie. Daardie geleenthede waar ek heeltemal te gou tou opgegooi het. Daardie geleenthede waar ek moed verloor het. Daardie geleenthede wat ek maar net teruggestaan het in plaas van om deur te druk. Waar ek maar tevrede was met min en nie met dit wat werklik moontlik was nie. En vanmôre in 2 Konings 13 ontmoet ons 'n koning wat presies hom in daardie situasie bevind. En sy naam is Joas. En ons gaan hiervan hom sien, hy was nie een van die goddeloosste konings wat Israel gehad het nie, maar hy was ook nie een wat regtig bekend was vir sy vurige geloof nie. En hy leef in 'n tyd waar Israel onderdruk word deur Sirië. Dit gaan sleg met Israel. En die groot profeet Elisa lê op sy sterfbed. En hierdie man wat deur God, deur Elisa gewerk al hierdie jare. Hy was die man wat die koning altyd kom aanspreek het, al die konings wat voor hom ook was. Hy was hierdie man deur wie God wonderwerke gedoen het. En hy sou binnekort sterf. En nou kom hierdie koning Joas na hom toe. En hy huil, hy treur. Want hy besef dat Israel hierdie een van sy grootste geestelike leiers gaan verloor. Maar wat daarna gebeur is baie vreemd, as ons in hierdie gedeelte lees. Want Elisa kom
En hy gee vir hom 'n boog, en dan gee hy vir hom pyle, en dan gee hy vir hom 'n opdrag. En uiteindelik word die toekoms van Israel verbind aan iets wat Joas waarskynlik as iets wat maar onbelangrik is beskou wat hier gebeur. 'n Paar pyle, 'n paar houe, 'n paar oomblikke. Maar ons gaan sien dat hierdie pyle wat die koning hier vasgehou het, was eintlik 'n Godgegewe geleentheid wat aan hom gegee was. En sy reaksie, hoe hy opgetree het, wys vir ons iets van sy geloof. En iets wat ons dalk vanoggend moet sê, ons in baie van ons kan vind. Kom ons lees saam hier uit die woord van die Here. Ons lees hier uit 2 Konings 13 en ek gaan vir ons hier van die 14de vers af saam lees. En toe Elisa siek was aan die siekte waaraan hy sou sterwe, het Joas, die koning van Israel, afgekom na hom en oor hom geween en gesê: my vader, waar van Israel en sy ruiters? En daarop sê Elisa vir hom: neem 'n boog en pyle. En hy het vir hom 'n boog en pyle geneem. En hy sê vir die koning van Israel: sit jou hand aan die boog. En hy het sy hand aan die boog gesit. En Elisa het sy hande op die hande van die koning gelê. Verder sê hy: maak oop die venster na die ooste toe. En hy het dit oopgemaak. En Elisa sê: skiet. En hy het geskiet. En toe sê hy: 'n pyl van oorwinning van die Here en 'n pyl van oorwinning op Aram. Jy moet die Arameërs volkome verslaan en afhek. En verder sê hy: neem die pyle. En hy het dit geneem. Toe sê hy vir die koning van Israel: slaan teen die grond. En hy het 3 maal geslaan en opgehou. En daarop word die man van God baie kwaad vir hom en sê: jy moes 5 of 6 maal geslaan het. Dan sou jy die Arameërs volkome verslaan het. Maar nou sal jy die Arameërs 3 maal verslaan. Ons lees in daai vers 14. En toe Elisa siek word aan die siekte waaraan hy sou sterwe, het Joas die koning van Israel afgekom na hom en oor hom geween en gesê: my vader, waar van Israel en sy ruiters? Hier sien ons vir Elisa heel anders as wat ons hom ken. Want waar Elisa die een was wat wonderwerke gedoen het, hierdie groot profeet wat vir dekades opgetree het, waar hy weduwees gehelp het, melaatses genees het, konings gewaarsku het, hy die woord van God verkondig het, lê hierdie man nou op 'n siekbed. En hierdie groot profeet sien ons in daai vers, dis die siekte waaraan hy sou sterf, so hy lê op sy sterfbed. En hierdie wys vir ons iets wat ons in ons lewens ook moet sien, wat 'n waarheid is wat in die evangelie vir ons duidelik staan. Die grootste diensknegt van God was hy een van hulle. Hy was een van buitengewone geloof as ons so deur die Bybel kyk, en tog word hy siek. Hy was 'n man wat deur God genesing gebring het aan so baie, maar tog sien ons hier, hy sterf van 'n siekte. En hierdie is 'n belangrike les vir elke een van ons om te hoor, want dit wys vir ons, die Bybel leer ons nooit dat geloof my immuun maak teen lyding of teen siekte of teen die dood nie. Nee. Hierdie wys vir onsself die godvrugtigste mens wat waarlik na aan die Here leef, wat die Here geken het, wat elke dag vir hom opgetree het, leef in 'n gefalle wêreld. En daarom is ons hoop nie in hierdie wêreld dat ons gebrokenheid sal ontvlug nie. Nee, ons hoop is dat ons veilig deur hierdie wêreld gelei sal word deur God, totdat ons eendag by hom sal wees. En wanneer Joas so by Elisa kom, dan sien ons hy begin huil, hy roep uit: my vader, waar van Israel en sy ruiters? En as ons gaan kyk, dis presies dieselfde woorde wat Elisa uitgeroep het toe Elia opgevaar het. En Joas verstaan iets wat baie mense nie verstaan nie. Israel se ware veiligheid was nie in sy leers nie. Dit was nie in sy perde nie, dit was nie in sy strydwaans nie. Israel se ware krag is in die teenwoordigheid van God onder sy volk.
En daarom is dit vir hierdie koning, waar hy hier staan en hierdie groot profeet sterf, hy ly, want hy weet, hierdie profeet is die een wat tussen hom en God vir hulle opgetree het, wat altyd God se woord vir hulle gebring het, hulle kom waarsku het. En nou dink hy, wat gaan van hulle word as hierdie man weg is? Maar hierdie lê die les ook vir elkeen van ons. Joas se oë was so op Elisa, maar God wil hê ons moet ons oë op hom rig. Want die hoop van Israel was nooit in Elisa nie, dit was in die Here van Elisa. En die profeet sterf, maar God sterf nie. Die diensknegt gaan weg, maar die Here bly. En dis waarom die kerk deur al die eeue kon bly bestaan. Want predikers sal kom en gaan. Sendingwerkers kom en gaan. Geestelike leiers kom en gaan. Ons geloof rus nie op mense nie. Nee, ons geloof rus op die lewende God wat nooit verander nie, wat altyd dieselfde bly. En dan lees ons daar verder, daarom sê Elisa vir hom, neem 'n boog en pyle, en hy het vir hom 'n boog en pyle geneem. En hier sien ons, nadat Joas gehuil het, kom Elisa nie met mooi troostwoorde vir hom nie, nee, hy gee vir hom 'n opdrag. En wanneer hy met hierdie opdrag kom, sê hy vir hom, neem 'n boog, neem pyle. Want hierdie sterwende profeet kom hier met die laaste boodskap van God aan hierdie koning. En Elisa sê, sit jou hand op die boog. En dan sien ons, Elisa doen iets merkwaardig hier. Hy gaan en hy sit sy hand bo op Joas se hande. En dit was nie omdat hierdie ou profeet nou kom en dink hy kan hierdie boog beter skiet as hy nie, want Joas was die soldaat, Joas was die vegter, Joas was die koning. Maar hierdie is 'n simboliese daad wat Elisa hier doen, om vir hierdie koning te wys, die oorwinning sal nie deur jou kom nie, maar die oorwinning kom uit God se krag. En daarom sit hy sy hande op hom. En Joas skiet hierdie pyl. Maar alhoewel dit hy is wat die pyl skiet, is dit God wat die oorwinning gee. Want dis hoe God nog altyd gewerk het en hoe hy nog steeds werk. Hy gebruik mense, maar die krag kom van hom. Dis nie in jou eie krag wat jy dit doen nie. So daarom gebruik hy predikers, maar die redding kom nog steeds van God. Hy gebruik gelowiges, maar die vrug kom van hom. En hy gebruik middele, maar die seën kom nog steeds van God. En dan gee hy die opdrag, wanneer hy vir hom sê, maak oop die venster en skiet na die ooste toe. Nou die ooste was die rigting waar Sirië gelê het, waar die groot gevaar van gekom het, waar hierdie plek van vernedering op hierdie oomblik vir Israel was. En dan sê Elisa vir hom, skiet. En Joas skiet daai pyl daaruit. En die pyl vlieg deur die venster. En vir die koning was dit waarskynlik net 'n pyl. Maar vir God was dit 'n boodskap wat hy vir hulle gegee het. Want onmiddellik verklaar Elisa, 'n pyl van oorwinning van die Here en 'n pyl van oorwinning op Aram. Let op die volgorde wat Elisa gee. Hy sê nie, hier is jou oorwinning nie, Joas nie. Hy sê, hier is die Here se oorwinning. Die oorwinning behoort eerste aan God en nooit eerste aan Israel nie. En God is die een wat verlos. God is die een wat red. God is die een wat sy volk altyd bewaar. En daarom kon Elisa reeds hierdie uitslag van hierdie veldslag gee voordat dit nog plaasgevind het. Want God het reeds besluit. God het reeds beloof. God het reeds gespreek. Al moes die geveg nog kom. En nou sien ons hier dieselfde waarheid sien ons reg deur die skrif as ons daarna kyk. Gaan kyk maar hoe dit werk as ons teruggaan in die Bybel. Voordat Dawid nog vir Goliat ontmoet het God reeds sy koning gekies. Voordat Gideon gaan veg het God reeds gesê, ek gee Midian in jou hand. Voordat Joshua nog om Jerigo gaan stap het God gesê, kyk, ek gee Jerigo in jou hand. En in die evangelie sien ons presies daar dieselfde patroon wat dwarsdeur in die Bybel afspeel. Voordat ons ooit na God gaan soek het hy ons eerste lief gehad. Voordat ons nog gered kon word, het Christus reeds gekom
En voordat ons kon oorwin, het Christus die volle prys aan die kruis gedra. Hy het die graf oorwin. En daarom leef ons nie in veroorwinning nie. Ons leef uit die oorwinning wat Jesus Christus reeds behaal het. En dis waarom 'n Christen nooit hoop in homself kan hê nie. Dis nie my vermoë nie. Dis iets wat elkeen van ons mooi moet hoor. Ek is nie gered oor my vermoë nie, nie my getrouheid nie, nie my krag nie, maar in die God wat beloof en wat doen wat hy beloof het. En Joas moes leer dat die oorwinning nie in sy eie hande begin nie. Dit begin in God se hand. En dis waar vir elkeen van ons wat vanmôre hier sit. As jy wil weet waar begin jou oorwinning, oorwinning begin nie in jou nie, dit begin in God se hand. En dan gaan ons verder en ons sien hier, Elisa sê vir hom, neem hierdie pyle. En toe vat hy dit, en hy sê, slaan teen die grond. En dan sien ons Joas doen iets, hy slaan 3 keer teen die grond. En tot hier in hierdie verhaal wat hier vir ons opgeteken is, verloop alles mooi. Joas het sy boog geneem soos hy moes, hy het die venster oopgemaak, hy het die pyl geskiet, hy was gehoorsaam soos Elisa gesê het, maar nou gebeur iets vreemd. Met hierdie tweede opdrag, neem die pyle, slaan die grond, sien ons, hy slaan 1 maal, 2 maal, 'n 3de maal, en dan hou hy op. En is interessant as ons hier in die teks sien, daar word nie vir ons gesê hoekom hy opgehou het nie. Daar word nie vir ons gesê of hy dalk gedink het 3 keer is genoeg nie, of hy gedink het, hierdie wat Elisa hom dalk hier laat doen nou, is onbelangrik, hoekom moet hy dit doen? Miskien het hy eenvoudig belangstelling verloor. Ons weet nie hoekom dit is nie, maar een ding wat ons sien, is Elisa se reaksie. Wanneer hy na die 3de keer ophou, sien ons hier, daar word gesê, en die man van God het kwaad geword. En as ons deur die Bybel gaan kyk, is dit een van die min kere waar Elisa aan sy bediening kwaad geword het. Elisa het nie maklik kwaad geword nie. Nou vra ons, hoekom is daar soveel emosie by Elisa? Hoekom is hy op hierdie stadium so kwaad? Omdat Joas hierdie oomblik waarin hy hom bevind het, nie verstaan het nie. Sien, God het nie hier gekom en vir hom 'n speletjie gegee nie. God het nie vir hom hier 'n betekenlose, simboliese handeling gegee wat hy net moes kom doen nie. God het hier vir hom 'n geloofsgeleentheid gegee. Die pyle het God se beloofde oorwinning voorspel. En dan sien ons iets hier in Joas se reaksie waar hy net 3 keer slaan, wat iets van sy hart openbaar. Hy het genoeg gedoen net sodat hy nie ongehoorsaam lyk nie. Maar hy het nie genoeg gedoen om ware ywer te wys nie. Hy het genoeg gedoen om deel te neem, maar nie genoeg om homself volkome oor te gee nie. So hy het nie openlik geweier die opdrag wat die profeet hom gee nie, maar hy het ook nie met hierdie heilige verwagting opgetree nie. En as ons vanmôre eerlik hier moet sit, is dit nie ook baie keer ons probleem nie. Ons verwerp God nie noodwendig nie. Ons dien hom maar net so halfhartig. Ons bid, maar baie keer sonder verwagting. Ons lees die woord, maar sonder dat daar werklike honger in ons is. Ons aanbid, maar sonder nog daai verwondering wat ek nog vir God het. Ons dien, maar baie keer sonder passie. Ons gehoorsaam, maar net genoeg sodat ek my gewete stil kan maak. En in hierdie gebeurtenis sien ons iets van Joas se geestelike toestand. Hy reageer nie met 'n vurige geloof en 'n verwag en 'n oorgawe wat hierdie situasie vereis het nie, wat daar verwag was van hom nie. En daarom sê Elisa, jy moes 5 of 6 maal geslaan het, dan sou jy die Arameërs volkome verslaan het. En dis nie omdat daar iets magies in 5 of 6 keer is wat hy sou slaan nie. Die punt hier is dat Joas se optrede het gewys dat hy nie die volle betekenis van God se belofte, hierdie uitnodiging aangegryp het op daardie stadium nie.
Hy het te gou opgehou. Hy het tevrede geraak met baie min. En sy reaksie het die omvang van die toekomstige oorwinnings bepaal. En hier is 'n ernstige waarskuwing vir die kerk. Dis moontlik om naby die dinge van God te leef, maar tog geestelik passief te word. Dis moontlik om die regte dinge te doen, maar sonder daardie vurige liefde wat jy vir God het. As jy vanmôre hier sit, kan jy eerlik sê, jy het nog 'n vurige liefde vir God. Alles wat jy vir hom doen, doen jy met 'n vreugde. Jy kan nie wag om vir die Here iets te doen nie. Of is dit maar 'n plig? Jy doen net genoeg. Jy slaan die grond net 3 keer, dat dit darm nie lyk of jy ongehoorsaam is nie. Want sien, dis moontlik om aanwesig te wees sonder om werklik betrokke te wees. Dis moontlik om die woord van God te hoor sonder om werklik te luister. Dis moontlik om te bid sonder om werklik iets te verwag dat God werklik jou gebede gaan verhoor. En dan moet ons vanmôre weet, die Here word nie verheerlik deur koue, minimale, halfhartige toewyding nie. Hy is waardig om ons volle oorgawe te kry, ons volle gehoorsaamheid, ons volle toewyding, want hy het homself nooit halfhartig aan sy volk gegee nie. En dan sien ons, wanneer ons hierdie verhaal verder lees, ontdek ons iets wat reg deur die Ou Testament gesien word. Die konings van Israel het hulle telkens teleurgestel. Selfs die beste van die konings wat daar was, wat op tye nogal goed opgetree het, was almal maar gebroke. Selfs die sterkste van hulle het gefaal. Selfs die mees belovende van hulle het nooit daai volmaakte standaard bereik wat God van hulle verwag het nie. En Joas was geen uitsondering nie. Hier staan hy voor hierdie God gegewe geleentheid. God beloof reeds vir hom oorwinning. God reik sy hand na hom toe uit. Maar hy reageer halfhartig. Hy slaan 3 keer en hy hou op. En die tragiese is dat hierdie gevolg hiervan is dat hulle oorwinnings beperk word. En wanneer ons dit lees, besef ons dat Joas nie net homself hier verteenwoordig nie. Nie, hy verteenwoordig elkeen van ons wat hier is. Want as ons eerlik is, sien ons onsself nie soveel keer in Joas nie. Hoe dikwels het jy al moeg geraak, selfs in jou gebede? Hoe dikwels het jy al jou moeg geraak in jou stryd teen sonde, wat jy maar oorgegee het aan daardie sonde in jou lewe? Hoe dikwels begin jy baie goed, maar jy eindig so swak? Hoe dikwels gee ons soveel minder van onsself as wat God waardig is? As ek hierdie sê, kan jy dink wie God is, dat God jou so lief het, hoe hy jou gemaak het, alles wat jy uit genade by hom ontvang het, en wat van jouself gee jy aan hom? Hoeveel keer gee ons so min aan hom? Want die waarheid is, dat ons almal op 'n manier soos Joas is. Ons geloof is so onvolmaak. Ons gehoorsaamheid is onvolmaak. Ons liefde is onvolmaak. Ons toewyding is onvolmaak. En daarom is die uiteindelike held van die Bybel nooit 'n mens nie. Nee, die held is Christus. Want toe Joas opgehou het, het Christus aangehou. Waar Joas tekort geskiet het, het Christus gekom en was hy volmaak gehoorsaam. Waar Joas so halfhartig was, het Christus homself volkome vir elkeen van ons gegee. Toe Jesus daar in Getsemane gekniel het, daardie beker van lyding voor hom was, het hy nie teruggedraai nie. Toe die spot, die verwerking, die kruis op hom gewag het Jesus nie moed verloor nie. Toe die koste van die verlossing voor hom gelê is, het hy nie halfpad gestop nie. Hy het voortgegaan, want hy die Vader se wil volbring. Hy was die een wat die wet volkome kom gehoorsaam het, en hy die straf vir sonde kom dra. Hy het die volle prys
vir elkeen van ons se verlossing kom dra. En daarom kon Jesus aan die kruis uitroep, dit is volbring. Jesus het nie uitgeroep, dit is begin nie. Hy het nie uitgeroep, ek het probeer nie. Hy het nie uitgeroep, ek het amper klaar gemaak nie. Nee, hy het gesê, dit is volbring. En daarom rus ons uiteindelike hoop nie op ons sterkte nie, maar dit is alles op Jesus Christus wat volkome gehoorsaam was. En daarom hang ons redding nie af van hoe goed ons die pyle geslaan het nie. Ons redding hang af van die feit dat Christus het self die werk voltooi. Dit wat die Vader hom gegee het om te doen. En dit beteken nie dat ons nou passief kan leef nie, want baie mense sal dit hoor en sê in Christus het ek dit behaal, so ek kan nou terugsit, ek hoef niks te doen nie, dis nie wat dit is nie, inteendeel. Juis omdat Christus getrou was, word ons geroep om met 'n groter ywer om te dien. Juis omdat hy volhard het, word ons geroep om te volhard. En juis omdat hy nie opgehou het nie, word ons aangespoor om nie moed op te gee nie. Want die evangelie sê nie, probeer harder, sodat God jou kan aanvaar nie. Nee, die evangelie sê, Christus het alles volbring, vir almal wat in hom glo. En vanuit hierdie genade leer ons, moet ons begin om te leef met nuwe ywer, nuwe geloof, nuwe gehoorsaamheid. Hier kom ons by die eintlike deel. As ek God se genade werklik verstaan, as ek besef wat hy vir my gedoen het, hoe kan ek halfhartig leef? Hoe kan ek net 'n gedeeltetjie van my lewe vir hom gee? Hoe kan ek die pyle maar net 3 keer slaan? Terwyl ek hierdie preek voorberei, onthou ek 'n verhaal wat ek gelees het, wat so mooi hier by aanpas, van George Muller. En hy was 'n man wat bekend was vir sy geloof en sy gebedslewe. En op 'n dag het hy begin bid vir 5 van sy vriende, dat hulle tot bekering sou kom. Maar hy het nie net 1 keer vir hulle gebid nie, hy het aangehou bid, jaar na jaar, dekade na dekade. Daar word vertel, na ongeveer 18 maande wat hy so vir hulle gebid het sy eerste vriend tot bekering gekom. En hy het aangehou bid. En na 10 jaar het sy tweede vriend tot bekering gekom. En hy het aangehou bid. Na 25 jaar het sy derde vriend tot bekering gekom. En hy het aangehou bid. En na meer as 30 jaar het sy vierde vriend tot bekering gekom. En die 5de, George Muller het meer as 50 jaar lank vir hom gebid. En toe hy gesterf het, was daardie man nog nie bekeer nie. Maar hy het nooit opgehou om vir hom te bid nie. En 'n paar maande na sy begrafnis, het daardie vriend sy geloof in Christus geplaas. Meer as 50 jaar se gebed. Meer as 50 jaar se volharding. En toe ek daaraan dink, toe wonder ek of Joas nie ook later daaraan teruggedink het, dat daardie dag by Elisa se sterfbed, daardie 3 houe, daardie oomblik toe hy opgehou het, daardie geleentheid wat hy nie ten volle aangegryp het nie. Maar as hy so terug sou dink, moet ons dalk vanmôre vra, waar het ek dalk die pyle neergesit? Waar het ons opgehou bid? Waar het ons opgehou vertrou? Waar het ons opgehou hoop? En waar het ons opgehou volhard? Want sien, ons volhard nie omdat ons gebede God dwing om te werk nie, nee, ons volhard omdat God getrou is en omdat hy dikwels sy doelwitte bereik deur die volhardende gebede van sy kinders. En daarom, die Here roep ons vanoggend weer weg van geestelike halfhartigheid.
Die Here kom vanmôre en sê, hou op om op julleself te vertrou, maar vertrou op Christus, die groter koning, die een wat nie opgehou het nie, die een wat nie halfpad teruggedraai het nie, die een wat tot die einde gehoorsaam was, en die een wat aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring. En daarom is hierdie boodskap wat vanmôre vir elkeen van ons, hou aan bid, hou aan glo, hou aan om gehoorsaam te wees en begin om te luister na die stem van God. Hou aan hoop, nie omdat jy sterk is nie, maar omdat God getrou is. En omdat Christus die werk voltooi het, wat die Vader aan hom gegee het om te doen. Hemelse Vader, hier waar ons vanmôre stil geword het rondom u woord. Here, hier waar ons sien waar u hierdie geleentheid vir Joas gegee het. Hier waar jy gekom het en die volle oorwinning aan hom wou gee, maar hy nie die geleentheid aangegryp het nie. Hy maar net halfhartig opgetree het. Hy nie met volle oorgawe gekom het en besef het wat daar aan die gebeur was nie. Wil ek vanmôre kom en ek wil bid, Here, mag dit wees dat in elkeen van ons se lewens, elkeen wat vanmôre hierdie boodskap hoor, Here, dat ons nie halfhartig sal staan voor U nie. Here, dat ons nie maar net 3 keer die pile sal slaan om te wys ons was daarom nie ongehoorsaam nie. Maar nee, Here, dat ons met volle oorgawe sal kom. Dat ons U sal dien met alles in ons. Here, as ons weer opnuut besef wat U aan die kruis vir ons gedoen het, die seun wat vir ons gesterf het, die volle prys wat betaal is, ons wat vrygekoop is, hoe groot U genade elke dag vir ons is. Here, mag dit wees dat elkeen van ons wat vanmôre hierdie boodskap hoor, hier sal uitstap en sal sê, ek kan nie langer halfhartig die Here dien nie. Here, dat ons U wil dien met alles in ons. Here, kom U en kom gee ons 'n hart wat so getrou aan U wil wees. Wat wil sê, hier is ek, Here, gebruik my. Lei U my. En ons dank U vir U groot genade. En mag ons dit nooit miskyk. En nooit maar net sien as vanselfsprekend nie. Here, gee dat ons waarlik ons lewens sal leef soos mense wat besef hoe groot die prys was wat U vir elkeen van ons betaal het. Dankie, Here, vir U genade. Dankie vir U liefde. En dankie, Here, dat ons elke dag mag weet, ook in hierdie pad, ons geloofspad, dat ons dit nooit alleen stap nie, maar dat hierdie pad saam met ons stap. Gee U vir elkeen wat hierdie boodskap hoor 'n hart, wat wil sê, ek wil die Here dien met alles in my, volkome. En ek bid dit en ek vra dit in Jesus naam. Amen. Kom ons staan saam vir 'n laaste lied. Waters
Mag ons elkeen hierdie week hier uitstap. En as daardie geleentheid kom, wat daar vir elkeen van ons is in hierdie lewe, dat ons voluit sal leef vir die Here. Dat ons nie die pile 3 keer sal slaan en sal ophou nie, maar dat ons sal volhard. Hemelse Vader, dankie dat ons vanmôre opnuut kan besef hoe lief U elkeen van ons het. Here, U wat die volle prys vir ons betaal het, reeds die oorwinning vir ons gegee het. Maar Here, sal U gee dat elkeen van ons uitgaan en nie halfhartig gaan leef nie, maar ons lewens ten volle aan U oorgee. Ja, Here, dat ons sal kom en U waarlik sal loof, sal prys, sal leef in die oorwinning wat U reeds aan ons gegee het. Dat ons lewens elke dag tot verheerliking en uitbouing van die koninkryk sal wees. Ja, Here, gee U vir ons elkeen 'n hart wat U volkome sal dien. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Almal word genooi om 'n koppie koffie saam daar in die saal te kom drink.